Ons gaan vandag bietjie kyk na ietsie wat julle miskien nog nooit van gehoor het nie. Ons gaan na Handelinge hoofstuk 3. Handelinge hoofstuk 3. Ek wil kyk na die verlosser van Israel. En my tema is eintlik restaurasie of herstel. Herstel. Die verlosser van Israel. Handelinge hoofstuk 3. En hierdie is deel van die preek wat Petrus gegee het, Handelinge hoofstuk 3, en ek lees van vers 19. Dis nou bietjie na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, dis die volgende dag of twee wat Petrus en Johannes daai man gesond gemaak het, en die hele klomp mense het saamgekom en hy het daarso begin preek vir daai mense, en hierdie is deel van sy preek. Hy sê daarso in vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle. So dit is uit die einde van sy preek sê hy hierdie vir die mense. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat. Wat beteken sodat? Die eerste ding moet gebeur voordat die volgende ding kan gebeur. Is dit nie? Sodat. Ek wil hê ons moet hierdie ding verstaan. Eenvoudig. Sodat julle sondes uitgewis kan word. In ander woorde, as daar geen bekering is nie, is daar geen uitwissing van sondes nie. Is dit duidelik? En tye van verkwikking kan kom van die aangesig van die Here. So, inkeer, bekering, sondes vergewe, tye van verkwikking. In daai orde. En, hier is die volgende een. Hy hom mag stuur, hom Jesus, mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. Ok, praat nou hierso van die wederkoms van Jesus. Ons gaan weer daardeur, tot inkeer en bekering, sodat sondes uitgewis kan word, dan tye van verkwikking, dis 'n tyd van verkwikking, van herlewing, dan die koms van die Here. Maak dit sin? Ok, vers 21. Hom, dis Jesus, wat die hemel moet opvang, dis was met sy opvangs na die hemel toe, hom wat die hemel moet opvang tot op die tye van wederoprigting. So Jesus word opgevang in die hemel tot daai tyd gebeur, daai tyd van verkwikking. Okay. Die wederoprigting van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. So hierdie is 'n baie groot tema. Ek kan vir julle sê, vir die hoeveelheid skrifte wat daaraan toegewy is hierdie die grootste tema in die wêreld. In die skrif. Tema van restaurasie. Wederoprigting, herlewing in die eindtyd. Want alles werk daartoe. En wanneer daai tyd kom, dis wanneer Jesus terugkom. Want daar moet 'n voorbereiding wees vir sy wederkoms. Okay, en daai voorbereiding is mense se harte moet voorberei word, en dit kom in 'n tyd van herlewing. Okay, so julle het nou gesien, daai inkeer, bekering, sondes uitgewis, tye van verkwikking, dan die koms van Jesus. Okay, ons gaan na 'n ander skrif, wat bietjie daaroor praat, Matteus 17. Matteus 17. Matteus 17 en vers 3. Nou, hierso in Matteus 17 sien ons waar Jesus saam met sy 3 disippels, Petrus, Jakobus, Johannes, hulle alleen geneem het op die top van die berg, en daar was hy voor hulle verheerlik. En ek gaan nou nie deur daai storie nie, ek is seker julle het dit al gelees, waar hy verheerlik word, sy klere het skielik wit geword, dit was 'n heerlikheid wat oor hulle gekom het. En vers 2 sê daarso, hy het voor hulle van gedaante verander, en sy aangesig het geblink soos die son, en sy klere het wit geword soos die lig. En kyk, daar verskyn aan hulle Moses en Elia in gesprek met hom.
So hierdie disciples, hoe het hulle geweet is Moses en Elia? Hulle het net geweet, hier is Moses en Elia, wat besig is om met Jesus te spreek. Dis nou net voor sy kruisiging. Toe begin Petrus vir Jesus sê, Here, dit is goed dat ons hier is, as u wil, laat ons hier 3 hutte maak, een vir u, een en vir Moses, een en een vir Elia, terwyl hy nog spreek, jy weet, Petrus het sommer vinnig net begin praat, wat ook al uit sy mond uitkom. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder, ligte wolk, hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehae het, luister na hom. Ok. En hulle het op hulle gesigte geval in vrees, en skielik is die hele gesig weg. Nou moet jy dink, hierdie is 'n groot ding wat hulle gesien het. En hulle wonder daarop. Nou, vers 7, Jesus het nader gekom en hulle aangeraak en gesê, staan op, moenie vrees nie. Toe slaan hulle oë op en sien niemand meer nie behalwe Jesus alleen. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus bevel gegee en gesê, julle moet vir niemand iets sê van die gesig, voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie. Dit het hulle ook nie verstaan nie. Maar later het hulle verstaan toe Jesus opgestaan het uit die dode. Ok, dan vers 10. En sy disippels vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? Nou, kom ons verduidelik 'n bietjie. Die skrifgeleerdes wou nie in Jesus glo nie. Nee. Oral het hulle verkondig, hierdie is die Messias, al die wonderwerke wat gebeur het, en die skrifgeleerdes het geweier om te glo dat dit die Messias was. En toe kom die skrifgeleerdes met 'n skrif, om te sê, Elia moet eers kom, voor die Messias kom. Nee? En ons het nog die Elia gesien nie. So hierdie kan nie Jesus wees nie. Jy verstaan? Dit was hulle redenasie, om teen hierdie idee dat Jesus die Messias is. Hulle is nou skrifgeleerdes, hulle wys, die skrif wys, Elia moet eers kom, dan kan die Messias kom, en ons het nog die Elia gesien nie. Maar nou het die disippels Elia gesien. Nou wonder hulle, is hierdie wat die skrifgeleerdes van praat, ons het mos nou net Elia gesien. Jesus antwoord hulle, en sê vir hulle, dis waar, Elia kom eers en sal alles herstel. Nou, ons het net ook gepraat van die herstel van alle dinge, die wederoprigting van alle dinge. Dis waar, Elia kom eers, om alles te herstel. Maar ek sê vir julle, dat Elia al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die seun van die mens ook deur hulle lei. Toe verstaan hulle, die disippels, dat hy met hulle van Johannes die Doper spreek. Johannes die Doper was die Elia. Want daar moes 'n Elia eers kom, om 'n voorbereiding te maak, deur herlewing. En onthou, Johannes die Doper het gepreek, en duisende mense het gekom om gedoop te word, en dit was 'n groot herlewing. En hy was die voorbereiding. Ek het nou nie hierdie skrif voorberei nie, maar kom ons gaan na Lukas. Lukas hoofstuk, ek dink dit is hoofstuk 2, hoofstuk 1. Dis nou Sagaria, die hoëpriester, sy vrou Elisabeth het 'n kind gehad, en daai was Johannes die Doper. En by sy geboorte spreek Sagaria 'n profetiese woord uit. En hy sê vers 14, en hy, hierdie seentjie, sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here, en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God, en hy sal voor hom, hy, Johannes die Doper, sal voor hom, Jesus, die Messias, uitgaan in die gees en krag van Elia. Heb jy dit al gesien? Hy, Johannes die Doper, sal voor die Messias uitgaan in die gees
en die krag van Elia om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Dan moes dit voorbereiding word vir die volk. Johannes die Doper kom in die gees en die krag van Elia. So kom ons gaan na Maleagi. Maleagi, hoofstuk 3. Maleagi is die laaste profetiese boek van die Ou Testament. Ek weet nie of julle dit al gelees nie. Maleagi en hoofstuk 4. So die Ou Testament eindig met hierdie profetiese woord. Vers 4. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, vir die hele Israel, vir die hele Israel, die hele volk. Insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle die profeet Elia voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot die vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met 'n bandvloed tref nie. In ander woorde, Elia kom as 'n voorbereiding vir die koms, die eerste koms en die tweede koms van die Here. Nou gaan ek terug na Matteus 17. En Sagaria quoteer daai skrif. En die skrifgeleerdes quoteer ook daai skrif en hulle sê ons het nog nie Elia gesien nie. Hierdie kan die Messias wees nie. Want hulle wil nie glo nie. Maar eintlik daai skrif was vervul in Johannes die Doper. So Elia het gekom. Nou Jesus antwoord die disippels, en ek het dit gelees, ek gaan dit nou weer lees, vers 10, en sy disippels vra hom en sê, waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elia eers moet kom? En Jesus antwoord hulle en sê vir hulle, dis waar. Elia kom eers en sal alles herstel. Dit is toekomstig. Maar ek sê vir julle dat Elia al gekom het, verlede. Johannes die Doper. In ander woorde, daar's 'n dubbel vervulling van hierdie profesie. Een vir die eerste koms van Jesus en een vir die tweede koms van Jesus. Maak dit sin? Hy het gaan kom en hy het al gekom. OK. So, nou sien ons hierso 'n voorbereiding wat moet plaasvind. Nou wil ek 'n vraag vra wat lyk asof dit nie gebonde is aan wat ek nou oor preek nie, maar ek wil 'n vraag vra. Wie is die bruid? Ons weet wie die bruidegom is, dis Jesus, né? Wie is die bruid? Die kerk. En of iemand anders? Ons beteken wat? Ons kinders. Die wat glo? Wie is die bruid? Volgens die skrif. OK, julle kan sien, hier's 'n verwarring. Want dit word nie duidelik gepreek. Die kerk. OK, kom ons gaan na Jesaja 54. Ek wil hê julle moet hierdie ding baie goed verstaan. Want sonder die verstaan van hierdie ding is daar baie verwarring onder die volk. Jesaja 54. Hier is een van die profetiese woorde wat vorentoe kyk. Jesaja 54, Jesaja profeteer aan Israel. Hy profeteer net op die tyd, hy profeteer in Juda, in die 2 stamme, net op die tyd toe die 10 stamme van Israel in ballingskap geneem was. In daai tyd. So, hy profeteer in 'n tyd wat dit baie deurmekaar in die land is, mense is vol vrees, van die 10 stamme was met gewelddadig weggeneem, en nou profeteer hy in daai tyd. Hy sê hierso, 54 vers 1, jubel onvrugbare, wat nie gebaar het nie, breek in, gejubel en juig. Hy preek in 'n tyd van verwarring. Vers 1. Jesaja 54, vers 1. Hy sê jubel en juig. Moenie treur nie, jubel en juig.
Jy wat geen wee gehad het nie. Wee is iets wat 'n vrou het. Nee? Want die kinders van die eensame is meer as al die kinders van die getroude, sê die Here. Maak die plek van jou tent wyd en laat julle die doeke van jou tentwonings oopspan. Verhinder dit nie. Maak jou lyne lank en slaan die penne styf en dit lyk asof daar 'n groot vermeerdering gaan wees. Dis wat ons daar lees, nee, as gaan groot vermeerdering wees. Nou herhaal ek, hy preek hierdie, hy profeteer hierdie reg in die tyd wat die grootste omtrent 10 miljoen Israeliete in ballingskap geneem word. Sê daar gaan 'n groot vermeerdering word. Want jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk. Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaamd staan nie en vrees geen skande nie. Nou, 'n vrou wat in daai tyd nie kinders kon hê nie, dit was 'n skande vir haar, is dit nie? Sy vrees geen skande nie. Want jy sal nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet. Daai skande van die jonkheid is 'n jonk, toe Israel nog jonk was as 'n nasie, wat hulle in allerlei verskriklike sondes geval het in afgoddiens. Jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en aan die smaad van jou weduweeskap nie meer dink nie, want jou maker is jou man. Here van die leerskare is sy naam. En die Heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word. Sy God van die hele aarde, maar jou maker is jou man. So wie is die vrou? Israel. Maar ek wil vir jou ietsie anders wys. Die einde van vers 4. Aan die smaad van jou weduweeskap sal jy nie meer dink nie. Wat is 'n weduwee? 'n vrou wie se man dood is. En die maker is die man. Wie is dood? Jesus. Jesus het sy lewe gegee vir sy vrou, dat sy vrou weer teruggekoop kan word. Wat ek daar sien. Nou, ek gaan vir julle ietsie sê wat miskien vir julle gaan skok. Eers 'n glasie water drink. Ek wil hierdie duidelik maak. Ek het groot geword in die lering van die boodskap van Israel. Die Israel visie, Israel boodskap. En net ek nie, maar my ouers en my grootouers. My oupa het daai boodskap lesings gegee in die laat 1800s, vroeg 1900s hier in die Karoo. Dis al 3 geslagte wat in daai visie groot geword het. En ek sê vir julle dat die leringe wat omgaan oor die Israel visie is glad nie wat ek mee groot geword het nie. Daar het 'n verdraaiing gekom en 'n hele valse ding in daai visie. Dis nie wat hoe ek groot geword het nie. Hoe ek dit verstaan is baie anders as wat dit gepreek word. Ek wil 'n bietjie vir julle sê daarvan, want dit gaan oor hierdie herstel van alle dinge. En ek weet julle is miskien geskok. Kom ons gaan na Esegiel hoofstuk 16. Esegiel hoofstuk 16. Esegiel hoofstuk 16. En hierdie is 'n lang hoofstuk. Ek gaan nou nie die hele hoofstuk lees nie, maar ek wil dit net vir julle wys. Die eerste deel van hierdie hoofstuk sê daar so, maak aan Jerusalem. Jerusalem is die hoofstad van Israel. Hulle gruwels bekend. Okay, gaan 'n bietjie verder aan. Vers 6. Ek het by jou verbygaan, hy praat van toe sy gebore is, hierdie nasievolk Israel, toe was hy net niks nie. Ek het by jou verbygaan en jou sien sparkel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê in jou bloed, leef. Ja, ek het vir jou gesê in jou bloed, leef.
Ontelbaar soos die uitspreiksel van die veld het ek jou gemaak. En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik. Jou borste het styf geword. Hy praat met haar as 'n vrou, as 'n jonkvrou. Jou borste het styf geword. En jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot. En ek het by jou verbygegaan en jou gesien en kyk, jou tyd was tyd van liefde. Toe het ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, ek het vir jou gesweer, se verbond, die eerste verbond, en met jou verbond aangegaan, spreek die Here, Here, en jy het myne geword. Dit het gebeur by Sinai, wat God 'n verbond met Israel gemaak het en sy het sy vrou geword. Nee, dis wat daar gebeur het. So hy praat nou in geskiedenis van hulle, dis wat ek gedoen het, ek het met jou verbond gemaak, ek het jou geneem, en jy weet as jy daai in Exodus daai verbond lees, dan is dit tipies net soos 'n huwelik vandag, waar die man en die vrou daar staan, en die dominee, die pastoor, die leier, sê vir die man, sal jy hierdie vrou neem, om met haar te leef en haar neem vir jou? En die man sê, ja, ek sal. Dan sê hy vir die vrou, sal jy hierdie man neem, om saam met hom te wees, om sy vrou te wees? Sy sê ja. Daai selfde ding om daai verbond. Moses is die leier, hy is nou tussen God en die mense, en hy vra vir die mense, sal julle God neem as julle ewige God? Ja, ons sal. Hy sal ons God wees. Al God hulle neem? Ja, ek sal die God van die volk van Israel wees. Van daarop word God genoem die God van Israel. So, daar trou hulle met mekaar. En so leef hulle. En dan gaan hy aan, ek het jou gesweer, ek het verbond gemaak, ek het jou beklee, ek het jou geseën, sommer die hele klomp skrifte, jy was versier met goud en silwer, vers 13, vers 14, daarby het jy 'n naam van jou uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat ek op jou aangebring het, spreek die Here, Here. God het Israel geweldig geseën. Selfs die volk van Egipte het gesê, hierdie volk is te groot vir ons, ons is bang vir hulle. Waar hulle gekom het daar in Kanaan, was die mense bevrees, want hierdie volk was so groot en so sterk, en die God van Israel, die God van hierdie mense is so groot, ons is bang vir hulle. Dan vers 15. Maar, evenwel, jy het vertrou op jou skoonheid en gehoereer vanweë jou naam. En jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygaan, dat dit syne kan wees. En so lees jy 'n lang hoofstuk van die verskriklikste gruwels wat Israel gedoen het. En hy vergelyk dit omdat hy hulle agter ander gode gegaan het. God was hulle man, nou gaan hulle agter ander gode aan agter ander mans. Dit is egbreek, is dit nie? Dit is egbreek. Hulle het egbreek gepleeg. En dit is 'n baie moeilike hoofstuk om te lees, want jy sien hierdie gruweldade wat hierdie volk van Israel, volk van God doen. Verskriklike dinge wat hulle doen. Dit gaan aan en aan en aan, die verskriklikheid. Jy kan sien hoe lank is daai hoofstuk. Dan eindig dit, onthou, hier is die man, God, wat kyk na sy vrou, wat haarself gee aan al die ander gode. Wat sou jy doen as 'n man, as jou vrou dit doen? Vers 58, jou skandelike dade en jou gruwels moet jy dra. Vers 60, evenwel, sal ek dink aan my verbond met jou in die dae van jou jeug. Ek sal met jou 'n ewige verbond oprig. Vers 62, en ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat ek die Here is, sodat jy kan nadink en beskaamd wees en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here.
ander plek hier, so ek dit nou gemis, waar hy sê, ek sal jou nie vergeet nie. Joh, dis mooi. Wat ook al jy aan my gedoen het, ek sal jou nie vergeet nie, ek sal my verbond met jou nie vergeet nie. Dis baie mooi. Nou, Jeremia, hoofstuk 3. Gaan so met recht daar so, hoofstuk 3. Vers 1, hy sê, as 'n man sy vrou verstoot en sy gaan van hom weg, en word 'n ander man sin, gaan hy dan nog na haar teruggaan? Vra hy dit, profeties. Hierdie Jeremia is in die tyd wat die 2 stamme, die 10 stamme is al klaar, omtrent 10 miljoen is al klaar in ballingskap gestuur. Nou is dit die laaste 2 stamme wat dieselfde dinge doen. Nee, sê, kan hy nog na haar teruggaan? Mans, kan hy nog na haar teruggaan? En hy sê so 'n bietjie verder, vers 8. En ek het gesien, toe ek uit oorsaak van die oorspel van die afkeerige Israel haar verstoot en haar skeibrief gegee. God skei vir Israel. En volgens die wet mag jy dit doen vir oorspel. Is dit nie? Dis die wet. God breek nie sy wet nie, hy skei vir Israel deur oorspel. Nou, lees ons in hoofstuk 30. Ek moet net 2 ander skrifte daar gee. Markus hoofstuk 10, vers 11. Sê dit daarso, kan ek net daarso gou gelees. Markus 10, vers 11. Deel van die wet. Dit sê daarso, en hy sê vir hulle, elkeen wat van sy vrou skei en 'n ander een trou, pleeg egbreek teen haar. So jy mag skei weens oorspel, maar jy mag nie ander een trou nie. Dis dan pleeg jy egbreek. Dis die wet. Die Ou Testament en Nuwe Testament, dis die wet. So as God vir Israel geskei het, wat hy gedoen het, en hy trou met 'n ander vrou, die kerk, pleeg God egbreek. Dit kan nie gebeur nie. Want as hy dit gedoen het, sou hy nie die vlekkelose lam gewees het nie. Hy kan nie sy eie wet breek nie. Efesiërs 5, 25-26 sê soortgelyke ding. Nou kom ons na Jeremia 30. En ek kom nou by baie mooi skrifte. Jeremia 30, onthou, Jeremia het al klaar gepraat van die egbreek, die skeiding, die verskriklike dinge wat Israel gedoen het. Nou sê hy so, Jeremia 30, vers 22. En julle sal vir my 'n volk wees. Spreek profeties aan hierdie volk vir wie hy geskei het. Iets wat gaan gebeur. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Kyk, 'n storm van die Here, grimmigheid het uitgegaan, 'n dwarrelstorm op die hoof van die goddelose mense breek dit los. Die toorngloed van die Here sal nie afgewend word totdat hy uitgevoer het en tot stand gebring het die raadslaaf van sy hart. En ander woorde, hulle gaan deur 'n woestyn, hulle gaan deur 'n storm gaan. Aan die einde van die dae sal jy dit verstaan. Dit is iets wat gaan gebeur aan die einde van die dae. Hoofstuk 31, vers 1. In die tyd, en ander woorde, in die einde van die dae, spreek die Here, sal ek vir die geslagte van Israel 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daar is die twee weer saam. En dan praat hy van, in 'n hele paar plekke, ek sal 'n nuwe verbond maak met die huis van Israel en die huis van Juda. Is nie net 'n nuwe verbond vir almal nie, as ons nagmaal het, vier ons daai fees, hy sal 'n nuwe verbond maak, 'n nuwe verbond
Hy kan nie met iemand anders trou nie, maar hy kan na dieselfde een teruggaan, volgens die wet. Sal 'n nuwe verbond maak tussen die huis van Israel en die huis van Juda, en dit is die verbond wat ek sal maak. Esegiel 36, Hebreërs sê, ek sal julle sondes vergewe. En wat is die kern van daai verbond? Hy gee sy eie lewe. Hy betaal self. Hy, die man, betaal vir die sondes van sy volk. Hy neem die vrag van daai sondes op homself. Nou sê dit, ons lees hom van vers 2, so sê die Here, die volk van diegene wat van die swaard vry geraak het, het genade gevind in die woestyn. Daai moeilike tyd het hulle genade gevind. Hosea, hoofstuk 2 vers 13 sê, ek sal my volk na die woestyn toe lok en daar sal ek met hulle hart spreek en hulle terugbring na my. So die woestyn is 'n goeie plek, want dis waar ons regtig tot ons sinne kom, terugkeer na die Here. Genade gevind in die woestyn op weg om sy rus te geniet, naamlik Israel. Die Here het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Vriende, vir 'n man vir sy vrou te sê wat egbreuk gepleeg het, verskriklike dinge gedoen, om te sê ek sal jou lief hê met 'n ewige liefde. Joh, dis 'n liefde. Daarom het ek jou getrek met my goedertierenheid. Ek sal jou weer bou en jy sal gebou word. Ek sal jou weer bou. Dis nou nie die eerste bou nie, dis weerbou omdat sy afgebreek het. Stikkend is as 'n volk. Dan gaan jou weer bou. En jy sal weer gebou word, o jonkvrou van Israel. Of jy sê wat daar sê in die Engels? Again I will build you and you shall be rebuilt, O Virgin of Israel. Wat is 'n virgin? Hy praat met hierdie hoer. En hy sê ek sal jou virgin maak. Dit kan net die Here doen. Dit is 'n geweldige wonderwerk. Wat hy hulle van hulle verskriklike sondes neem. Hy sê ek sal jou weer bou en jy sal weer gebou word. En jy sal 'n virgin wees. Jesaja 1 vers 18 sê, al was jou sonde so skarlaken, sal dit wit wees soos sneeu, al was dit soos purper, sal dit wees soos wol. Dis hoe skoon hy kan was. En hy doen dit op die kruis van Golgotha. Dis 'n wonderwerk. En ek is seker ons is almal daar al op 'n plek gewees, of miskien nou op 'n plek waar jy sê, Here, ek het dinge in my lewe gedoen wat ek weet nie hoe nie. Sy belofte is, ek kan vir jou weer 'n virgin maak. Ek kan jou so skoon maak. Ons gaan na Esegiel 37. Esegiel 37. Pragtige gedeelte hierso. Vers 1. Die hand van die Here was op my. Onthou Esegiel preek op 'n tyd, of profeteer op 'n tyd waar die 10 stamme van Israel, omtrent 10 miljoen van hulle in ballingskap gestuur is, weg oor hulle sondes. Dis nou voor die 2 stamme geneem was. Die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die gees van die Here en my neergesit in 'n laagte vallei. En dit was vol bene en hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê en kyk, hulle was baie dor. Die profesie is baie spesifiek daar. Hierdie bene was baie dor. En het oral oor daai laagte gelê. Jy kan net dink, so laagte vol dor ou bene. Ek seker julle het al deur die bos gestap en sien hoe ou bene wat daar lê. Vers 3. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Ek dink as jy dit gevra word, jy stap daar op jou plaas rond en jy sien hierdie dor bene en die Here sê vir jou, kan hierdie bene weer lewe?
Wat sou jy geantwoord het? Dat is nie belief nie. Esegiel is baie wys, hy sê, Here, U weet. Vir my is dit onmoontlik, maar U weet. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorbene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. En ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat kom en vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word en julle sal weet dat ek die Here Jehova is. Nou die Here sê vir Esegiel om te profeteer hierdie ding. Ek dink, hierdie is 'n moeilike ding om te profeteer, maar hy profeteer. Toe het ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk en beroering, en die bene het nader gekom, elke been na sy been. Toe kyk ek, daar was seënings op hulle, en daar het vlees opgekom, en 'n vel is bo-oor getrek, maar daar was geen gees nie, nog nie gelewe nie, maar het saamgekom. Daarop sê hy vir my, profeteer tot die gees, profeteer mensekind, en sê aan die gees, so spreek die Here Jehova, kom aan uit die 4 windstreke, o gees, en blaas in hierdie dooies, dat hulle lewendig kan word. En ek het geprofeteer soos my beveel het, toe die gees in hulle gekom en hulle het lewendig geword en op hulle voete gestaan in ontsaglike groot leer. Dis 'n absolute wonderwerk. Maar kyk na die volgende versie. Toe sê hy vir my, mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor en ons verwagting is verlore, dit is klaar met ons. Jy het dit al ooit gevoel? Dit is klaar met my. Ek het nergens so meer te gaan nie. Dis wat hulle sê. Daarom profeteer en sê, so spreek die Here. Hulle sê en die Here sê, kyk, ek sal grafte oopmaak en julle uit julle grafte laat opkom, o my volk, en ek sal julle bring in die land van Israel, en julle sal weet dat ek die Here is, as ek die grafte oopgemaak het, en julle uit julle grafte laat opkom het, o my volk, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en julle sal vestig in julle land, en julle sal weet dat ek, Jehova, dit gespreek en gedoen het, spreek die Here. In ander woorde, daar gaan 'n wederoprigting van alles wees. Waar Jesus gepraat het, dis wat Petrus gesê het, Elia gaan kom, daar gaan 'n voorbereiding wees, maar met die wederopstanding, om alles daai lewendig en dit is 'n ontsaglike groot leer. God het nie vir Israel vergeet nie. God onthou sy volk. God onthou sy beloftes. Hy sal sy beloftes nakom. Kom ons gaan na Handelinge. Hoofstuk 1. Baie interessante versie. Handelinge 1, vers 6. Dit is nou voor die uitstorting van die Heilige Gees, voor Jesus opgevaar het na die hemel toe. Jesus is nog daai 40 dae met sy disippels en hy spandeer tyd met hulle en hy leer en gesels met hulle. En dit sê hierso, vers 6, die wat by mekaar gekom het, ek moet miskien 'n bietjie teruggaan na vers 3, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. So Jesus het daai 40 dae, dis die laaste tyd wat hy met hulle kan spreek hy met hulle oor die dinge van die koninkryk van God. Hoe belangrik is dit? Onthou Jesus het in sy 3,5 jaar wat hy gepreek het op die bergprediking en die gelykenisse oor gepraat van die
koninkryk van God. Die koninkryk van God is soos. Maak hy gelykenis sodat ons kan verstaan. Nou praat hy weer in sy laaste tydjie met die disippels oor die dinge van die koninkryk van God. En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het, want Johannes het wel met water gedoop, Johannes is die voorbereiding, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Nou vers 6. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Hoekom vra hulle dit? Hy praat van die koninkryk van God. En hulle vra, is dit nou die tyd? Jesus sê nie vir hulle, julle het dit verkeerd gehad, ek werk nou met die kerk nie. Hy sê net, en hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye en geleenthede te weet wat die Vader deur sy mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom, gaan doen die werk. En in ander woorde, hulle het verstaan van sy lering oor die koninkryk van God, dat hy weer vir Israel gaan oprig. Hoekom sal hy Israel oprig? Want die skrif sê vir ons, Johannes 3 vers 16, God het die hele wêreld lief. Maar Israel het hy geroep om sy boodskapper te wees, om daai boodskap oor die hele wêreld te neem. Julle sal 'n seën wees tot alle nasies. Nou, ek het vir julle gesê, het in hierdie lering van Israel groot geword. Hoe ek dit verstaan het, en Jesus sê daar so baie duidelik toe oor die fariseërs se lering gepraat het, en van die dwaalleer, toe sê van vir sy disippels, julle ken 'n leer deur die vrug wat dit dra. Is dit nie? As julle wil weet, is dit goeie leer, is slegte leer, kyk na die vrug. Kyk na die vrug. Ek het met daai groot geword, my ouers en my familie. Ek kan vir julle sê, 'n groot deel van my familie is sendlinge. Ons het groot geword met die verstaan, is ons werk om uit te reik. En my oom was een van die eerste sendinge in Morgenster, een van die eerste sendingstasies in Oud-Suid-Rhodesia. My neef was een van die span wat die Bybel vertaal het na Shona toe, sodat die swart mense die Bybel in hulle eie taal kan hê. Baie van my ooms en tannies en wat ook al was sendlinge. My ma, ek onthou, sy het Shona vlot gepraat, dan sit sy buite met die swart vroue om haar, dan lees sy uit die Shona Bybel en leer hulle oor die dinge van die Here. Dit is so groot geword. Ons is sendlinge. Dis die werk. Die leer dat Israel, as jy Israel is, as jy beter as almal, jy word outomaties gered en jy is die enigste wat hemel toe gaan, is 'n dwaalleer. Dis nie die Bybelse leer nie. Die Bybel leer ons dat ons is blessing, seën moet wees vir die ander mense. Ons moet uitreik na mense oral oor die wêreld. Nou wil ek eindig met 'n skrif Openbaring. Ek het nou nie van Genesis 1 begin nie, maar Openbaring, hoofstuk 21, tweede laaste hoofstuk van die Openbaring van die Bybel, van Openbaring. En hierso gaan julle nog 'n dingetjie ontdek wat 'n dwaalleer is. En ek is jammer, maar ek moet dit sê. Hoofstuk 21, vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. En dit is 'n verkeerde vertaling. Daai woord nuwe in die Grieks is kainos. Dit meen hernuwe. Iets wat 'n nuwe ding is, iets wat nog nooit voorheen was nie en nou is hy nuut gemaak. Kainos beteken iets wat daar was, wat stukkend geword het, wat ek reg gemaak het. Hy is die God wat hernie. Hy
bou op wat gebreek was. Skes? Recon. Want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdaal van God uit die hemel. Weer die hernuwe Jerusalem. Neerdaal uit die hemel, toeberei soos 'n bruid, wat vir haar man versier was. En daai nuwe Jerusalem het 12 poorte, en daai 12 poorte het die name van die 12 stamme van Israel. Het dit geweet? As jy 'n bietjie verder lees jy oor hoe al die ander nasies van die wêreld inkom en ingang kry in daai poorte. Deur Israel se werk bring hulle al die ander nasies ook in. Soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Daar's geen woord hierso kerk nie. Inteendeel, weet jy dat die woord Israel meer as 2500 maal gebruik is in die skrif, Ou en Nuwe Testament. Hoeveel keer dink julle die woord kerk is gebruik? Nou, daar is nie so woord in Grieks of Hebreëus nie. Toeberei soos 'n bruid vir haar man versier is, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Nie die mense by God nie, God by die mense. En hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan, en hy wat op die troon sit het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Ek is die Alfa en die Omega. Gaan hy aan daarso. Hy sien hoe die nuwe Jerusalem afkom na die aarde toe. Nie ons wat opgeneem is hemel toe nie. Daar's geen so skrif nie. Die ding dat Jesus kom om ons te haal om hemel toe te neem, daar's nie 'n skrif daarvoor nie. Jesus sien ons dat die nuwe Jerusalem afkom en God afkom en by mense bly. Net soos wat hy met Adam en Eva tussen hulle gewandel het. So kom hy af, hy lewe tussen ons, en al die trane word afgevee. Vriende, ek weet nie of jy al trane gehuil het nie, ons het. Maar daar kom 'n tyd wanneer al die trane afgevee word. En hy sal by ons wees. Openbaring 5 vers 10 sê, en die heiliges sal op die aarde regeer vir ewig. Op die aarde regeer, nie in die hemel nie, op die aarde regeer. Hy maak alles nuut, hy herstel, Numeri 14 of daar rond, sê dat die hele aarde sal gevul wees met sy heerlikheid. Nou, hoekom sal dit gebeur as ons in die hemel is? Hy sal die hele aarde vervul met sy heerlikheid, en ons sal hier wees, in heerlikheid. Ander plek sê, daar sal nie dag of nag meer wees nie, want alles sal lig wees. Dag en nag sal dit lig wees. Al die nag, al die donker dinge, al die seer dinge is weggehaal. Hy sal alles nuut maak, want hy is die verlosser van Israel. Hy is die een wat die prys betaal, sodat ons vry kan wees vir ewig. Sodat ons sy volk kan wees, hy ons God. Daai huwelik is weer by mekaar, en daar's 'n bruidsfees, wat daar, die Bybel praat van die fees, wat daar gaan wees, wat die bruid en die bruidegom weer saam gaan. Daar's baie ander dinge wat ook gesê kan word, maar ek wil graag vir julle 'n liedjie sing, as julle nie omgee nie. Wat hierdie dinge net waarheid maak, en na ons toe bring, dat ons verstaan die liefde van die herder van Israel, wat sy skapies gaan haal. Die liefde van die verlosser van Israel. Hy is genoem die herder van Israel, hy is genoem die verlosser van Israel. Hy wat die prys betaal, sodat ons weer by hom kan uitkom. Ek gaan hierdie liedjie sing, mag die Here
hierdie woorde aan julle bring. Ek is baie jammer, maar hierdie liedjie is in Engels. Ek is seker julle sal verstaan. There were 99 that safely lay in the shelter of the fold, but one was out on the hills away, far off from the gates of gold, away on the mountains wild and bare, away from the tender shepherd's care. Away from the tender shepherd's care. Lord, thou hast here thy 99. Are they not enough for thee? But the shepherd made answer, this of mine was wandered away from me. And although the path be rough and steep, I go to the desert to find my sheep. I go to the desert to find my sheep. But none of the ransomed ever knew how deep were the waters crossed, nor how dark was the night that the Lord passed through, ere he found his sheep that was lost. Out in the desert he heard its cry, 'twas sick and helpless and ready to die. 'Twas sick and helpless and ready to die. Lord, whence are those blood drops all the way that mark out the mountain's track? They were shed for one who had gone astray, ere the shepherd could bring him back. Lord, whence are thy hands so rent and torn? They pierced tonight by many a thorn. They're pierced tonight by many a thorn. But all through the mountains thunder riven, and up through the rocky steep, there arose a glad cry to the gate of heaven, rejoice, I've found my sheep. And the angels echoed around the throne, rejoice, for the Lord brings back his own. 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 Ek wonder of daar miskien verlore skaap hier is, wat stikkend is. Ek het hierdie week 2 mense gehad wat vir my geskryf het. Sê ek is stikkend. 8 jaar nou sukkel. My dogtertjie was gruwelik vermoor en ek kan nie oor dit kom nie. Ander een sê my pa is Amerika toe. Ek is stikkend, ons familie is uit mekaar uit. Ek het al baie sulke verskriklike stories gehoor. Vrou wat vir my sê, my broer is gruwelik vermoor, hulle het petrol oor hom gegooi. Hy het 2 weke geneem en verskriklike pyn voor hy gesterf het. Ek kan nie oor dit kom nie. Ander mense stikkend is oor sondes wat hulle gepleeg het en hulle kan nie daardeur kom nie, hulle onthou net daai verskriklike sonde. Vriende, Jesus het deur 'n verskriklike moeilike pad gegaan vir ons prys te betaal, sodat hy sy skapie kan terugkry. En ek wonder net of daar miskien 'n skaap hier is wat sukkel, wat er ook al manier sukkel,
En jy weet wat die toekoms is nie. Al trane gehuil. Ek wonder of dit nie die tyd is om terug te kom na die kraal nie. Hy los die 99 in die kraal en hy gaan agter daai een skaap, ja. Dis ons herder. Ons maak ons oë toe. As jy miskien voel, jy is daai skaapie, en jy wil terugkom na die kraal toe, sê Here, ek is dit nie werd nie. Die prys wat U vir my betaal het, ek is dit nie werd nie, maar ek wil terugkom. Ek antwoord daai geroep, wat U as herder vir die skaapie roep. Ek sê, Here, hier is ek. U hand wat uitgesteek is in genade, om my hand te vat om terug te bring. Ek antwoord vandag. As dit jy is, vra ek dat jy net saggies jou hand sal oplig, weer af. Ek wil graag vir jou bid. Is daar iemand wat sê ek wil terugkom kraal toe? Is daar iemand, enige iemand? Sit net jou hand op en weer af. Liewe Heer, U ken elke hart hier. Elke moeilikheid, elke traan wat gestort is, en U het gesê, daar kom 'n tyd, wat ek al die trane gaan afvee. Daar gaan geen meer dood wees nie, geen meer pyn nie, want U het 'n geweldige prys betaal. En ek sê vir U dankie, waar sou ek gewees het, as U nie vir my daai prys betaal het nie. Ek ontvang dit. Ek steek my hand uit en ek hou vas aan U hand. En ek laat toe dat U my oprig en terugneem kraal toe. Mag U elkeen van ons seën en bystaan, saam met ons loop, U die herder, saam met ons stikkende skapies. Dankie dat U gesê het, al gaan ons deur 'n dal van doodskade, wie ons hoef niks te vrees nie, want U is met ons. Dankie Vader. Ek vra dit om U naam se ontval. Amen.